Hallo julle. Ja, hallo my skat. Natalie, wat is haar naam? Amy. Dankie. So ek wil vir julle nou vandag 'n ware verhaal vertel en die verhaal gaan oor Amy Carmichael. Ek weet nie hoekom wil ek haar die hele tyd Caroline noem nie. Haar naam is Amy en haar van is Carmichael en sy was 'n jong dogtertjie toe sy eendag by mamma kom en sê, mamma, antwoord Jesus altyd mense gebede. En ma, soos wat 'n ma is, sê vir haar, ja, my skat, die Here antwoord altyd jou gebede. En daai aand gaan sy kamer toe en sy bid en sy sê, Here, ek hou nie van my brein oë nie. Ek wil asseblief blou oë hê. Nou, wie het blou oë hierso? OK, so sy wou graag blou oë gehad het. En sy wou nie haar brein oë gehad het nie. En sy gaan toe op knie en sy sê, liewe Jesus, asseblief gee vir my blou oë. Jy het ook blou oë, nee? Nee. OK. So, wat dink julle wat gebeur die volgende oggend? Het sy blou oë gehad? Nee, mense oë kan nie net verander nie. Kan Jesus dit doen? Natuurlik kan Jesus dit doen. Maar hy het nie. En sy was so hartseer en so ongelukkig, want sy wou so graag blou oë hê. En haar mamma sê toe vir haar, my skat, partykeer is Jesus se antwoorde ja, partykeer is Jesus se antwoorde nee, en partykeer is Jesus se antwoord nie nou nie, wag so 'n bietjie. Maar wat jy altyd aan die einde van die dag sal sê, is ek stem saam Jesus, dat jou antwoord was reg. En baie jare later, toe sy groot is, het sy met 'n predikant getrou en hulle is sendingveld toe in Indië. En daar het sy by die tempel begin werk met die kinders, wat hulle gebruik het baie keer om onsnaakse dinge met die kinders te doen. So hulle die kinders gemisbruik by hierdie tempel en sy het gesê, ek wil graag met hierdie kinders werk. Maar omdat sy 'n ligte vel gehad het, wou hulle haar glad nie daar toelaat nie en iemand het haar gehelp. Ek weet nie of julle al gesien het, baie keer het van die Indiese dames het so 'n bruin kleur wat hulle op hulle vel mee teken. En hulle het van daai gebruik om haar vel donker te maak. En omdat sy bruin oë gehad het, kon sy toe die klere aantrek en haar vel was donker gemaak en toe lyk sy soos 'n Indiese vrou. En daar snap sy vir die eerste keer hoekom Jesus haar nie blou oë gegee het nie. Want as sy blou oë gehad het, sou sy nooit kon wegsteek dat sy nie 'n Indiër dame was nie. En dit is wat haar lewensdoel was en sy het later gegaan en 'n kerk begin vir die kinders en 'n skool begin vir die kinders en 'n kliniek begin vir die kinders en sy sou niks kon doen van daai as sy blou oë gehad het nie. So Jesus het geweet, ek wil vir Amy gebruik eendag vorentoe in die lewe om vir my 'n groot werk te gee en daarom kan ek nie vir haar blou oogies gee nie. En daarom weet ons dat as Jesus vir ons iets gee, dan is dit altyd die beste, maar ook al is dit nie wat ons wil hê nie, gaan ons later uitvind hoekom Jesus dit gedoen het en dit sal altyd die beste vir ons wees. So onthou asseblief uit Tannie Amy se storie dat Jesus weet die beste en al antwoord hy nie dadelik nie, sy antwoord sal kom en dit sal altyd die regte antwoord wees vir jou. Sal julle dit onthou? Julle kan maar gaan sit. O, die lammer offer.